Goeiemiddag en baie welkom by die Vrouwees program. Vrouwees is nie net 'n rol nie, dit is 'n kuns. Om sag te wees in 'n harde wêreld en sterk te wees sonder om jou hart te verloor. Ons as vroue maak 'n verskil deur liefde, deernis en wysheid. Ons trotseer uitdagings met moed en deursettingsvermoë. Ons is nie perfek nie, maar ons is perfek geskape en ons is eg. Baie dankie dat jy saam luister op die Vrouwees program op Live FM 100.6 in die Klerksdorp area en 98.1 in Potchefstroom. Jy is ook so welkom om vanaf die webtuiste te gaan luister by www.livefm.co.za. Daar kan jy ook na vorige boodskappe gaan luister wat jy dalk moontlik gemis het of net weer na wil gaan luister. Dan kan jy ook gebruik maak van die Live FM app, waar jy daar ook saam met ons kan luister. As daar enige kontak is wat jy graag met Live FM wil maak, is jy baie welkom om so te doen. Hulle WhatsApp nommer is 066 516 6917. Ek is Chantal van der Merwe en vandag wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor selfrespek. Wat is selfrespek? Dit is so klein woord met soveel diepte, soveel betekenis en soveel gewig wat dit dra. Selfrespek beteken soveel dinge vir soveel mense. En vir party mense sien hulle selfrespek as 'n bedreiging. Party mense sien dit as iets moois en ander sien dit as bedreiging. So vandag wil ek bietjie in dit inklim en bietjie met jou gesels oor wat is selfrespek. Ek gaan vir julle net na die advertensiebreek en die musiekbreek, gaan ek bietjie vir julle 'n stuk wat ek geskryf het, gaan ek vir julle voorlees. En ek wil graag hê julle moet dit diep in julle harte dra. En vat dit en maak dit jou eie. Ons gaan net gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek, maar ons is net hierna weer terug. Baie welkom by die Vrouwees program. Ek is Chantal van der Merwe en ek groet julle vanmiddag, liewe vriendinne, en so welkom by die Vrouwees program. Vandag wil ek met jou hart praat. Nie hard praat nie, maar met jou hart. Daai ding wat ons lekker alles laat klop hier binne ons. Rustig, eerlik en diep. Daar is 'n sagte fluistering van die Heilige Gees vandag. 'n herinnering. Jy is nie gemaak om leeg, uitgeput of ongewaardeerd te leef nie. God het jou nooit bedoel vir jou om net te oorleef nie. God het jou geskape om voluit te leef, in waardigheid, vrede en lig. Selfrespek is heilig. Selfrespek is nie trots nie. Dis nie hoogmoed nie. Dis 'n heilige erkenning van die waarde wat God van die begin af binne in jou geplaas het. Wanneer jy in daardie waarheid leef, eer jy God wat jou geskape het. Wanneer jy jouself versorg, verlaat jy nie ander nie. Jy stap in sy ontwerp in. 'n Vrou wat haarself eer, trek die regte mense, die regte geleenthede en die regte soort vrede aan wat niemand kan steel nie. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Dit staan geskrywe in Psalm 139 vers 14. Ek het dit gelees uit die Amplified. Dis tyd om weer te glo
dat jou waarde nie onderhandelbaar is nie. Jy hoef dit nie te verdedig nie. Jou stilte, jou grense, jou selfrespek praat harder as enige verduideliking. Die vyand se plan versus God se plan. Die vyand se plan is eenvoudig. Om jou afgelei, behoeftig en onafhanklik te hou. Maar God se plan, om jou heel, selfversekerd en onwankelbaar te maak. You will guard him and keep him in perfect, constant peace, whose mind is stayed on you. Dit is in Jesaja 26 vers 3, wat ek ook uit die Amplified gelees het. Wanneer jy weet wie jy is, word jy nie meer deur opinies geskit nie. Jy word geanker in sy vrede. Die lewe gee jou dikwels wat jy toelaat. Wanneer jy jou standaarde laat sak, trap mense daaroor. Maar wanneer jy jouself eer, skuif alles. Selfrespek begin by 'n keuses, begin by jou keuses, maar begin by keuses. Klein daaglikse keuses wat wys dat jy glo jy is waardig. Dis nie selfgesentreerd nie, dis geloof. Do not throw away your confidence. It carries great reward. Dit staan in Hebreërs 10 vers 35. Baie vroue het geleer dat liefde beteken om stil te bly, om altyd te gee, om te verdra. Maar ware liefde vra nie dat jy jouself verloor nie. Dis nie liefde nie, dis 'n gevangenskap. Love is large and incredibly patient. Love is gentle and consistently kind to all. Dit staan in 1 Korintiërs 13 vers 4. In die Passion Translation het ek daarin gelees. Wanneer jy jouself respekteer, word jou liefde rein, gesond en vol. Jy gee nie uit leegheid nie. Jy gee uit oorvloed. Jy kan nie uit 'n leë beker skink nie. So sorg vir jou gees. Dit is jou aanbidding. Jou identiteit lê nie in titels nie. Nie in ma of vrou of jy's enkellopend of jy's geskei nie. Dit is geanker in Christus self. You are God's masterpiece, created in Christ Jesus to do good works. Ephesians 2 verse 10 in Amplified. Wanneer jy weet wie jy is, word geen verwerping meer 'n bedreiging nie. Jy kan deur verlies stap sonder om jouself te verloor. Jy is reeds heel. Nie 'n halwe siel wat wag vir iemand om jou volledig te maak nie. Jy is 'n dogter van die koning. The Holy Spirit makes us sons and daughters and moves us to cry out intimately, Abba Father. Dit staan in Romeine 8 vers 15. Dit het ek ook uit die Passion Translation gelees. Dit dikwels verwar vroue opoffering met doel. Hulle gee tot hulle leeg is.
En die wêreld klap hande vir hulle sterkte, hulle strength, terwyl hul harte brand. Maar ware krag word nie gemeet aan hoeveel jy kan dra tot jy breek nie. Ware krag lê in moed. Wanneer jy rus, eer jy die Heilige Gees binne jou. Want jou liggaam en jou verstand is tempels van ons lewende Vader. Om dit te verwaarloos is om te minag wat hy in jou geplaas het. Maar om dit te versorg, dit is aanbidding. Om gefokus te wees bring vryheid. As jy op jouself begin fokus, styg jou standaarde. Jy besef nie alles verdien jou tyd en jou energie nie. Jy kap weg wat nie hoort nie. Nie uit selfsug nie, maar uit wysheid. Want elke oomblik wat jy spandeer aan wat God nooit bedoel het nie, steel tyd van dit wat hy jou wel voorontwerp het. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Spreuke 4 vers 25. Weerstand en krag. Daar is altyd mense, of daar sal altyd mense wees, wat ongemaklik raak, wanneer jy begin groei. Hulle was gemaklik, toe jy geen grense gehad het nie. Toe jy altyd ja gesê het. Maar dis okay. Jou groei is nie 'n aanval op hulle nie. Dis gehoorsaamheid aan ons Vader. If God is for us, who can be against us? Romeine 11 vers 31. 'n Vrou wat in haar waarde staan, verander die atmosfeer. Sy hoef niks te bewys nie. Haar teenwoordigheid spreek self. Selfrespek is nie trots nie. Dis heilig. Dis nie afstand nie. Dis om in lyn te wees. Dis nie selfsug nie. Dit is gehoorsaamheid. Elke keer wat jy jouself eer die hemel jou terug. Those who honor me, I will honor. 1 Samuel 2 vers 30. Vrou, leef met waardigheid. Loop met vrede. En onthou, 'n vrou wat haarself respekteer, stel die standaard vir hoe die wêreld haar gaan behandel. As jy jouself respekteer, stel jy die standaard vir hoe jy toelaat dat mense jou gaan respekteer. As jy nie respek vir jouself het nie en net nog meer op jou hooi op jou vurk laai, guess what? Die ander gaan dit ook doen. Die res gaan ook nog meer oplaai. Hulle gaan gou-gou 'n oproep na jou toe maak, want jy is die een wat altyd daar is en altyd ja sê. Om nee te sê en 'n grens te stel, is werklik waar om respek vir jouself te hê en ook vir jouself te kan sê, I've had enough. Onthou net een ding. Grense is seëninge. Grense is nie mure nie, dis hekke. Hekke wat die skat binne jou beskerm. Hulle sê nie,
ek hou jou uit nie. Hulle sê, ek beskerm dit wat God aan my toevertrou het. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Dit staan in Spreuke 4 vers 23. Te lank het vroue gevoel dat nee sê beteken jy's onvriendelik. Dat stil wees beteken dit is 'n vrou wat nederig is. Dat om jouself te beskerm is selfsugtig. Maar ek wil vandag vir jou sê, vrou, dis nie die waarheid nie. 'n lewe sonder grense is 'n lewe sonder balans. En sonder balans vol gebrokenheid. God is 'n God van orde en vrede. Jesus self het grense gehad. Hy het weggestap van die skare toe hulle hom probeer dreineer. Hy het eensaam of hy het gekies om eerder alleen te gaan bid. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Lukas 5 vers 16. Hy het dit nie gedoen hy het nie gedoen wat almal van hom verwag het nie. Hy het gedoen wat die Vader van hom beveel het. Sjoe. Hoeveel keer stel ons onsself in 'n posisie waar ons doen wat ander verwag? Daai ding wat almal, daai titels en dinge wat almal op jou plaas. Jy's so sterk. Jy doen dit so goed. Jy's 'n vrou wat kan organiseer. En uit ander mense se verwagtinge probeer verskuif jy jou grense en jy probeer aan hulle standaarde voldoen. En ander mense se standaarde vir jou is nie wat God ons beveel het of vir jou beveel het om te doen nie. Ek herhaal weer. Hy het nie gedoen wat almal van hom verwag het nie. Hy het gedoen wat die Vader hom beveel het. As hy vir ons 'n voorbeeld gestel het, hoekom voel ons dan so skuldig om nee te sê? En ek praat nie hier omdat ek enigstens perfek is nie, glad nie. Ek is een van die mense wat soms sukkel om nee te sê. Ek sal soms nee sê en dan sal ek 'n rukkie daaroor dink en dan sal ek gou kyk of ek so plannetjie kan maak om net die persoon te help en voor ek myself kan kry is ek holders te beholders binne in 'n situasie wat ek eintlik van die begin af nie moes inwees nie. So, ek herhaal weer, as hy vir ons die voorbeeld gestel het, hoekom voel ons skuldig om nee te sê? God het jou vrede ontwerp as 'n beskerming teen chaos. Wanneer daar die vrede versteur word, is dit 'n teken dat iets nie in lyn is nie. Peace I leave with you. My peace I give to you. Do not let your hearts be troubled. John 14 verse 27 het ek gelees uit die Passion Translation. Grense bring soveel duidelikheid. Wanneer jy grense stel, bring dit nie afstand nie, dit bring duidelikheid.
Mense leer wie jy is, wat jy eer, en hoe om met respek teenoor jou te leef. 'n Vrou met grense is nie moeilik om lief te hê nie. Sy is net moeilik om te misbruik. Ek herhaal weer wat ek gesê het. 'n Vrou met grense is nie moeilik om lief te hê nie. Sy is net moeilik om te misbruik. Hoe lekker sal dit wees om op daai plek te kom waar dit vir mense moeilik is om ons te misbruik. En maklik is om ons lief te hê. So 'n vrou is nie koud nie. Sy's baie duidelik. Sy's nie hard nie. Sy's baie eerlik. Let your yes be your yes, and your no be your no. Matteus 5:37. Interne grense. Nie alle grense gaan oor mense nie. Sommige grense moet binne jou eie gedagtes wees. Jy kan nie elke negatiewe gedagte toelaat om wortel te skiet nie. Jy kan nie vrees laat besluit wat jy doen nie. Om interne grense te hê, beteken jy kies waaroor jy dink en wat jy toelaat om jou hart te vorm. We take captive every thought to make it obedient to Christ. 2 Korintiërs 10:5. Jy besluit wat jy aan aandag gaan gee. Jy besluit watter woorde jy oor jouself toelaat. En op daai een wil ek graag hierdie sê, nie elke ding wat na jou kant toe kom, hoef jy toe te laat nie. Jy hoef nie elke ding aan te trek nie. As iemand kom en vir jou 'n ding gee van, yes, jy is 'n vrou wat dinge laat gebeur, kan ons soms sê, dankie, maar daai baadjie gaan ek nie aantrek nie. Dit mag dalk die waarheid wees, jy mag dalk die persoon wees wat dinge laat gebeur, wat die organisering van 'n event of van 'n WhatsApp groep of wat ook al die situasie mag wees. Jy mag dalk 'n persoon wees wat goed is daarmee. Maar weer eens wil ek herhaal wat ek nou gesê het, moenie dat mense se verwagtinge jou weghou van God se doel en dit wat God jou beveel het om te doen nie. Ek herhaal weer, jy besluit watter woorde jy oor jouself toelaat. Jy besluit of jy skuld en skaamte 'n blyplek gee of nie. Om vrede te bewaak is om jou toekoms te beskerm. Die vyand floreer op wanorde. Hy hou daarvan om jou besig te hou. Afgelei, gejaag, uitgeput. Klink dit nie so bekend nie? Ek sê weer, die vyand floreer in wanorde. Hy's mal daaroor om jou besig te hou. Om jou af te lei, jou gejaag te hou en jou uit te put. Maar God se stem hoor jy nie in geraas nie. Jy hoor dit in die stilte, in daai vrede, in rus. Be still before the Lord and wait patiently for him. Psalm 37 vers 7.
Wanneer jy jou vrede bewaak, ontneem jy die vyand se wapens. Jy bou 'n muur van wysheid en onderskeiding rondom jou gees. Wanneer jy jou grense eer, 'n vrou wat haar vrede beskerm, kan duideliker hoor. Sy kan helderder sien. Sy kan sag reageer. Sy leef nie meer in oorlewing nie. Sy leef in lyn met God. The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. Jesaja 58 vers 11. Wanneer jy jouself eer, versterk God jou van binne af. Hy maak jou sterk sonder om hard te word. Sag sonder om swak te word. Ek herhaal dit weer, wanneer jy jouself eer, versterk God jou van binne af. Hy maak jou sterk sonder om hard te word en sag sonder om swak te wees. Wanneer een vrou besluit om in haar waarde te staan, skuif sy die atmosfeer vir almal rondom haar. Vroue kyk, dogters kyk en leer en hulle leer. Vroue kyk na mekaar, ons dogters kyk na ons julle. En hulle leer nie uit wat ons sê nie, maar uit hoe ons leef. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matteus 5 vers 16. As jy grense stel, leer jy hulle dat vrede heilig is. As jy waardigheid kies, wys jy hulle wat selfliefde in Christus beteken. Nie hierdie oppervlakkige selfliefde wat in wyn is nie. Die selfliefde in Christus. Selfrespek breek natuurlik kettinge. Selfrespek breek die siklus van pyn, van tevrede wees met die minder, van stil bly wanneer jou hart skree. Een besluit om op te staan en te sê, genoeg, kan 'n generasie verander. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Dit staan in 2 Korintiërs 3 vers 17. Dis een van my gunsteling verse. Hoe weet jy wanneer jy die regte besluit gemaak het? When you feel the freedom, wanneer jy daai vryheid voel, want dit is waar God se gees is. Partykeer staan ons voor 2 keuses en jy weet nie, al 2 is dalk biblical stuff, al 2 is dalk in lyn met wat goeie goed sal wees. Moet ek vanoggend kies om dalk, ek wonder, Bybelstudie toe te gaan, of om Bybelstudie by my huis te doen. Al 2 eer ons koning.
Maar watter een het jy die vrede by? Dalk het jy nodig om Bybelstudie by die huis te doen. Die Here wil dalk sy hart openbaar aan jou. Hy wil jou dalk iets van die geheime van sy woord leer. Waar lê die vrede? Dalk moet jy Bybelstudie toe gaan. Dalk is daar net 'n woord wat die Here vir jou gegee het, wat jy nodig het om vir iemand anders te gee. Dalk het jy net nodig om daarin te stap en die prentjie te voltooi vir dit wat God alreeds in jou hart geplaas het. Elke keer wat jy met waardigheid optree, plant jy 'n saad van vryheid in iemand anders se hart. Selfrespek is dus nie net persoonlik nie, dis profeties. Dissipline, waardigheid en selfwaarde. God waardeer dissipline, waardigheid en selfwaarde. Ek dink God love dit wanneer ons disciplined is en waardigheid het en daai selfwaarde het. Dis nie net eienskappe nie, dis geestelike beginsels. For God did not give us a spirit of fear, but of power, love and a sound mind. Dit staan in 2 Timoteus 1:7. Dissipline hou jou gefokus wanneer afleidings jou trek. Waardigheid herinner jou aan wie jy is, uitverkore, koninklik. Jy's 'n godly dogter. Jy's 'n dogter van 'n koning. En selfwaarde keer dat jy nooit weer met minder as sy beloftes tevrede is nie. Ek herhaal dit. Selfwaarde keer dat jy nooit weer met minder as God se beloftes tevrede is nie. Wanneer jy met hierdie 3 leef, reageer die hemel. Deure gaan oop, verhoudings word verfyn, bestemming ontvou. The steps of a good woman are ordered by the Lord. Dit staan in Psalm 37 vers 23. 'n Vrou wat haarself eer, dra 'n teenwoordigheid wat nie geïgnoreer kan word nie. Sy praat sag, maar haar woorde dra soveel krag. Sy loop met grasie, maar haar voetstappe laat spore van lig. Sy hoef nie haar waarde te verklaar nie. Dit straal uit haar. Die krag van God binne in haar. Ek herhaal daai weer. Sy hoef nie haar waarde te verklaar nie. Dit straal uit haar. Dis die krag van God binne haar. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Wanneer jy jouself respekteer, eer jy nie net jou eie lewe nie. Jy bring eer aan Vader wat jou geskape het. Selfrespek is nie trots nie. Dis gehoorsaamheid.
Dis nie afstand nie. Dis wysheid. Selfrespek is nie selfsugtig nie, of dit is nie om selfsugtig te wees nie. Dis 'n daad van aanbidding. Leef met die bewustheid dat jy sy meesterstuk is. Jy's waardig, jy's geliefd, jy is genoeg. Those who honor me, I will honor. In 1 Samuel 2 vers 30. En wanneer jy vandag kies om jouself te eer, om jou vrede te beskerm en jou standaarde hoog te hou, dan, liewe vriendin, beweeg jy nader aan God se hart en die hemel reageer. Ek herhaal weer, wanneer jy vandag kies om jouself te eer, om jou vrede te beskerm en jou standaarde hoog te hou, dan beweeg jy nader aan God se hart en die hemel reageer. Mag jy vandag met nuwe waardigheid loop, met vrede in jou gees en met die wete dat die wêreld verander wanneer 'n vrou besluit om haarself te respekteer. Amen. Ek groet julle. Mag julle 'n awesome, geseënde, fantastiese, fenominale week verder hê. Ek groet julle in die wonderlike naam van ons almagtige Koning Jesus. Tot volgende week.